Goeiemiddag julle, ek lees vir ons vanmiddag uit Jesegiel 37 vers 15 tot 28. Wat lees ons volgens? Hulle sal nooit weer twee volke wees nie. Die woord van die Here het tot my gekom. Mens, vat 'n stuk hout en skryf daarop Juda en die Israeliete wat sy bond genote is. Vat dan nog 'n stuk hout en skryf daarop Josef. Dit is die stuk hout vir Efraim en die hele Israel wat sy bondgenote is. Druk dan die twee stukke hout teen mekaar, sodat hulle soos een stuk in jou hand voel. Wanneer die mense van jou volk vir jou vra, wil jy nie vir ons vertel wat dit beteken nie, moet jy vir hulle so sê. So sê die Here my God, ek vat die Josef hout, wat staan vir Efraim en die Israelitiese stamme, wat sy bondgenote is, en ek sit dit teen die Juda hout, en ek maak van die twee een stuk hout, sodat hulle in my hand een stuk is. Die stukke hout waarop jy geskryf het, moet in jou hand wees, en die mense moet dit sien. Dan moet jy vir hulle sê, so sê die Here my God, ek sal die Israeliete tussen die nasies uitvat waarheen hulle moes gaan, en hulle van alle kante af by mekaar maak, na hulle land toe bring. Ek sal van hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê. Hulle sal nooit weer twee volke wees nie, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. Hulle sal hulle nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Ek sal hulle bevry uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle reinig. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. My dienaar Dawid sal koning oor hulle wees. Hulle almal sal net een herder hê en hulle sal volgens my bepalings leef en my voorskrifte gehoorsaam en nakom. Hulle sal in die land woon wat ek aan my dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. Hulle sal altyd daar woon, hulle en hulle kinders se kinders, en my dienaar Dawid sal hulle regeerder wees vir altyd. Ek sal met hulle verbond sluit, wat vir hulle vrede sal bring, 'n verbond wat altyd sal bestaan. Ek sal hulle baie laat word en my heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. My woonplek sal by hulle wees. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Wanneer my heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat ek, die Here, Israel, my afgesonder het. So hier in my hand het ek nou twee plankies. Die een wat sê Juda en die Israeliete wat sy bondgenote is, en dan die ander een wat sê Josef vir Efraim en die hele Israel wat sy bondgenote is. So nou vat ek hierdie twee stukkies in my hand en ek druk hulle teen mekaar en ek maak hulle een in Jesus se naam. Dis hy. As hulle nou een. So sê die Here my God, hy sal die Israeliete tussen die nasies uitvat waarheen hulle moes gaan, en hulle van alle kante af by mekaar maak, en na hulle land toe bring. Hy sal van hulle een volk maak in die land, op die berge van Israel, en hulle sal een koning hê. Hulle sal nooit weer twee volke wees nie, nooit weer in twee ryke verdeel word nie. Hulle sal nooit weer verontreinig met afgode en afskuwelike dade en sondes nie. Hy sal hulle bevry
uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en hulle reinig. Hulle sal sy volk wees, en hy sal hulle God wees. Sy dienaar Dawid sal koning oor hulle wees. Hulle almal sal net een herder hê, en hulle sal volgens sy bepalings leef en sy voorskrifte gehoorsaam en nakom. Hulle sal in die land woon, wat hy aan sy dienaar Jakob gegee het, waar hulle voorvaders gewoon het. Hulle sal altyd daar woon, hulle en hulle kinders, en hulle kinders se kinders. En sy dienaar Dawid sal hulle regeerder wees vir altyd. Hy sal met hulle 'n verbond sluit, wat vir hulle vrede sal bring, 'n verbond, wat altyd sal bestaan. En hy sal hulle baie laat word, en sy heiligdom tussen hulle oprig om altyd daar te wees. Sy woonplek sal by hulle wees, en hy sal hulle God wees, en hulle sal sy volk wees. En wanneer sy heiligdom vir altyd tussen hulle is, sal die ander nasies besef dat hy, die Here, Israel, vir hom afgesonder het. Hierso het ek ook verse van 1 Timoteus 2 vers 4 wat sê, God wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 2 Petrus 3 vers 9 sê, God is geduldig en wil nie hê dat enige een verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. Lukas 19 vers 10 sê, Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is. So Abba Vader, ons dankie dat ons tot U mag bid, deur die naam van ons Here Jesus Christus. Here, en ons bid volgens U volk, Here, Juda, wat kla in U koninkryk van die lig is, Here. En ons bid dat U verspreide volk, Here, as een met hulle sal word, Here. Here, elke huisgesin waar daar 'n man of 'n vrou is, Here, of 'n ouer, of 'n geliefde, 'n ouma of 'n oupa, Here, almal wat as gesinne in huise woon, Here, waar die een U dien en die ander nie, of waar die een die al volstoon dien, Here, en die een dalk bietjie afgesonder het in 'n ander geloof, Here, bid ek dat elke huis een sal word, Here. Here, daar waar man en vrou is, Here, volgens U verbond is ons een. Ek bid dat ons U as een sal dien, Here. Ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Mag U naam net verheerlik word, Here. Here, ek bid dat U verbond op mense se harte geskryf sal wees, gebaseer op hulle liefde vir U en die begeerte om U te dien. Ek bid dat almal U sal ken en 'n persoonlike verhouding met U sal hê, Here. Ek dank U vir U woord, Here. Ek dank U vir elke gesin wat een gaan word in U, Here. Ek dank U vir elke een wat na U toe gaan terugdraai, Here, wat hulle sondige lewe gaan neerlê. Jesus, want U kom vir 'n vleklose bruid. U wederkoms is op ons. Ons dank U, my Vader. Ons loof en ons eer en ons prys U alleen. En ons bid dit in Jesus se groot en almagtige naam. Amen.